Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. U moet maar verskoon as dit lyk soos konfetti wat hier op my val. Dit is een van die bome wat nou sulke fyn saadjies afgee en dit lyk letterlik as die wind so waai, is dit pragtig eintlik. Lyk dit soos konfetti of sneeu wat so neerval. En ek het nou so lekker gelag, bietjie op 'n ligte lyn. My twee kleinstes, Esmeralda en Michael, hulle sit nou doodstil daar in die hoekie. Hulle nooi my eintlik om in hulle huis wat hulle gebou het, moet ek nou my video vir u kom maak. Maar ja, dis nou 'n klomp riete wat ek gister afgesny het in die tuin, hierdie lang bamboesriete, en nou bou hulle vir hulle hierdie tipiese, hierdie ronde Indiaanse huisies, wil ek amper sê. Maar ek is bevrees, ek gaan nie aan hom pas nie. So ja, so sê ek nou maar nee, ek sal hier by die Roosbos, nou sal ek dit maar noem, kom sit. En vinnig moet u 'n paar dinge deel. Ek kyk hierdie week, kykers en luisteraars, 'n video van 'n persoon wat hom uitlaat oor al hierdie negatiewe en slegte gebeure, eintlik slegte nuus wat oral is, oor die hele aarde, is dit nou net, noem dit maar slegte nuus. Alles gaan agteruit, alles gaan in rigting van dierkos, selfs hongersnood. Ons het gelees van 'n verslag in, ek dink 2022, Junie maand, deur die Verenigde Nasies, waar hulle praat van 'n wêreldwye hongersnood. 'n kritiese, 'n groot hongersnood. En ja, ek gaan nou nie uitwy op die artikel as sulks nie, maar ons kan dit sien, hoe dat voedsel duur raak, en dan kan ons ook begin sien dat dit definitief gaan omsit en ontwikkel in voedselskaarste en dan hongersnood. En interessant hoe die persoon sê, hy is so mismoedig oor al hierdie negatiewe dinge en hoe die regerings afgepers word, geblackmail word en omgekoop word met geld en saamspeel. Almal van hulle speel saam, is in cahoots met Babylon, met die nuwe wêreldorde, en wat niks goeds voorspel vir ons as gewone burgers van die wêreld nie, of van lande nie. En die persoon sê, as hy dit alles sien, dan raak hy so mismoedig, maar dan kry hy 'n glimlag en hy sê, but I read the book. En die woorde sal my vir altyd bybly. Maar hy het die boek gelees. Watter boek? Die Bybel. En die Bybel voorspel vir ons hierdie wat ons nou sien, word vir ons voorspel. En ook wat daarna gaan gebeur. En ook die groot heerlikheid wat daarna gaan plaasvind. Ookie, ja, ons gaan nou hierdie slegste tyd, waar daar nog ooit was, dit het Jesus ons Messias vir ons gesê. Hy het vir ons gesê, ons gaan nou 'n tyd ingaan wat die slegste was as wat ooit was. En ook nooit weer sal wees nie. So 'n geweldige tyd wat ons nou gaan ingaan. Maar hy het ook vir ons gesê dat baie mense gaan mislei word. En 'n vraag wat ek baie gevra is op hierdie toer, en ek dink is na aanleiding van die onlangse situasie rondom Dani Botha met die wegraping en alles daarmee saam, dink ek is baie mense of sekere mense mismoedig en amper, wil ek amper sê, by die punt kom waar hulle amper geloof kan verloor, want 'n mens, nie net die wegraping gedagte nie, maar ander gedagtes ook. 'n Mens is geneig om so vas te hou aan 'n persepsie, aan 'n opinie, wat miskien opgerig is oor baie jare, of oor 'n kort tyd, of oor duisende of oor honderde jare. En dan wanneer dit nie uitspeel soos wat jou prentjie, jou visie, jou opinie, jou gedagte rondom dit was nie, dan verval jy in 'n ongekende mismoedigheid, en dan vergeet jy amper, of verloor jy amper, dat die boek, die Bybel, waar al die waarheid, al die uitkomste, al die toekoms in beskryf is, al die hede, die korttermyn toekoms, wat verskriklik gaan wees. Want ek dink ons is nou, ek kry die heeltyd die gevoel, en dit word vir my bevestig, gereeld, ons is nou in daardie tyd waar die woord sê, dat hulle sal sê, vrede, 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 en 'n skielike verderf sal hulle oorval. En dit is 'n gedagte wat in my hart opgekom die laaste 2 weke, en dan het ek vreeslik bevestigings, en selfs vanoggend weer 'n boodskap gekry van iemand wat met my wil praat, wat net 'n kernstukkie sin sê, waaroor die persoon met my wil praat, en dit bevestig, hierdie, alles is vrede, alles lyk oulik, en ewe skielik. En ja, op my vergaderings, brei ek bietjie daaroor uit, van hoe hulle vrede praat,
vredesooreenkomste sluit, maar die ontplooiing van magte, die ontplooiing van militêre toerusting, their actions, and action speaks louder than words, né? Aksies praat harder en duideliker as 'n gepraatery. So ons moet kyk wat hulle doen, nie meer wat hulle sê nie, want hulle praat vrede, maar ek sien hoe die B-52 bomwerpers en die B-2 bomwerpers en die soldate opgeroep word, en hoe hulle opgelei word, en hoe hulle ontplooi word, en ek gaan nou alles nie, want dan raak hierdie video nou 'n vergaderingsvideo. So, wat ek vir u wil sê, vir die mense wat toe op die toer ook vir my sê, hulle is basies mismoedig, omdat sekere dinge nie gebeur, soos wat hulle oortuig was, en ek wil amper sê, oortuig was uit die Bybel, uit tipe van, ek sê nou tipe van, en ek gaan nou sê, hoekom ek het so sê, en dan verval hulle amper, nie net in 'n mismoedigheid nie, maar in 'n baie gevaarlike, amper 'n geloofsverlore plek. En ons moet in dit, en my antwoord aan die mense was in kort net dat, ons moet enigiets wat nie gebeur soos wat ons dit geïnterpreteer, gesien het nie, moet ons eerder blymoedigheid inskep, want ons is in die tyd waar die Vader gesê het, die leuen gaan openbaar gemaak word. Al hierdie leuns en bedrog en misleiding, hierdie hele Midde-Oosterse oorlog, wat teenstrydig is met wat die breë stroom media, en ek wil amper sê die wat die Bybel, die boek, misbruik, en verlei, want Jesus het vir ons gesê, baie gaan mislei word in die laaste dag. Baie gaan mislei word, dis wat daar staan, in die laaste dag. So, moenie wanneer u mislei word, en u die misleiding, u ervaar dit, as waarheid. Dis mooi, maar wanneer dit dan bewys word as nie waarheid nie, moet u in plaas van in mismoedigheid, moet u eintlik opgeruimd en bly wees dat die leuen openbaar is. Dit was toe 'n leuen. Dit het nie gebeur nie. So kom ons gaan delf weer in die woord van God. Kom ons gaan lees weer die boek waar ons die bemoediging, die leiding ontvang. Want hy het gesê in die laaste dae sal die kennis vermeerder. En dit is nie net wêreldse kennis wat vermeerder het nie. Met die druk van 'n knoppie kan ek baie van die Bybelse profesieë vir u nou wys aan die vrug. Deur die druk van 'n knoppie, wie is die rykste families, wie's daai, wie daar, wie dit, wie's in daai dele van die aarde, en jy kan in die Bybel dit lees, en dan begin alles, hierdie profesieë, raak nou logika. So wat ek vir u wil sê, en wat ek vir die mense op die vergaderings gesê het is, ons gaan nou 'n tyd in, dat die leuen, alle leuns, gaan geopenbaar word. Dit gaan gesien word vir wat dit is, né? Baie mense verstaan nie, ons is in die tyd wat ons gaan sien, hoe die leuen verwoes gaan word, hoe die waarheid uitgebring en uitgelig vir almal om te sien, gaan gebeur. Dis die tye wat ons nou in is. En dan moet ons blymoedigheid skep. En dan moet ons, want blymoedigheid is jou krag, sê die Vader. Daarin moet ons moed skep. Want die waarheid gaan deur al die leuns breek. Deur alles breek. Soos ek sê, Obadja 1 verduidelik eintlik baie mooi wat nou in die Midde-Ooste afspeel en gaan gebeur. En ek gaan nie op hom ingaan nie, u moet dit asseblief self gaan lees. Maar skep moed daarin. Want hier's 'n misleiding wat Jesus vir ons gesê het geweldig gaan wees, en hy vir ons gesê het baie gaan mislei word. Maar dan wanneer jy nou besef, hier het nou iets gebeur, nie soos wat ek geleer is deur al hierdie slim mense, en ek sê dit in aanhalingstekens, want hulle is nie. Hulle is slim in die wêreldse oë, die woord sê dit ook vir ons. Hulle wat wys is, slim is, in die wêreldse oë, is dwaas in die oë van God. Maar die wat wys is by God, is dwaas by die wêreld. So ek en u verkies maar eerder, om dan dwaas in die wêreldse oë gesien te word. Pla my glad nie. Wat ek wel sien, is die kennis uit die woord uit, die profesieë, is ek besig om gerus terug te sit, en te sien, my God leef, met sy seun aan sy regterhand, en sy gees hier om ons te lei. Want dit wat hy vir my in sy woord geskryf het, in die boek, dit sien ek reg voor my oë afspeel. Oral oor. So, kykers en luisteraars, om dan net die vraag finaal te antwoord. Wanneer 'n prentjie van u in duie stort, dan weet u dit was 'n leuen. Dan weet u dit was 'n leuen. Nou kom ons bly dan soek vir die waarheid. Want dit gaan ons net op een plek kry, en dis in die woord van God. Dis al. En dit is besig om te gebeur. Ek sien dit voor my oë. Ek sien in Obadja hoe sekere eienskappe nou duidelik is om te sien van 'n sekere klein volkie. En nie net dit nie, ek sien ook dat
die gebeure tans, begin ook die gebeure wat oor hierdie volkie voorspel is, aan die einde van die dag, sien ek ook is besig om te begin gebeur. En dan maak hom siener se gesig sin. Dan maak dit alles sin. Want die leuen moet eers vernietig word voor ons oë, sodat die waarheid kan oorbly. En dis wat hier gaan gebeur. So, moenie mismoedig raak oor hierdie diktators oor die wêreld, hierdie autoritaire regerings, wat alles ten doel het om hulle burgers nommers te gee en digitale betaal en alles en medies so te versorg dat ons amper almal doodgaan. Dis letterlik wat hulle sê. Hulle sê dit, Bill Gates het by geleentheid gesê, hy kan met inentings kan hy 10 tot 15% van die wêreldpopulasie kan hy verminder. Dis sy aandeel om die wêreldpopulasie te verminder. Hy het dit gesê, is op video. So hulle sê dit. En al die ander dinge wat gesê en ons geleer is, wat misleiding is, wat baie gaan mislei, die tyd het aangebreek, waar God al die leuns gaan openbaar vir wat dit is, en ons dan op die waarheid, en die wêreld later die waarheid sal sien. Die hele wêreld sê die woord, sal hulle knieë buig. Almal sal hulle knieë buig. Wanneer sal dit gebeur? Wanneer die leuen in totaliteit deur hierdie maghebbers opgerig en opgestel, al van die Fariseërs en die Sadduseërs se tyd af. Al van daar af is die leuen gebou tot en met vandag toe. En daardie leuns, wat alles deel van Babylon is, gaan verwoes word, gaan vernietig word, gaan op die dakke uitgeskree word, daai leuns vir wat dit is. En dan bly daar net een ding oor, en dis die waarheid. Skep moed, kykers en luisteraars, moenie negatief raak wanneer iets nie gebeur soos wat u dit geleer is nie, maar laat u leer, deur die boek, die Bybel, die woord van die almagtige skepper van die hemel en aarde. Prys sy groot en heilige naam, deur sy Seun en sy Heilige Gees. 'n Pragtige week vir u. Totsiens.